Goeiemôre almal. Ek waardeer dat ek hier voor kan staan. Pastoor kon so baie van sy seuns vanmôre gekry het om hier te staan toe. En ek dink nie hy het so gemaak nie. Ek glo die Here het vir hom gesê Jacques moet vir ons bedien en ek wil graag vanmôre iets bring. En ek wil dit ook noem, ons weet dat ons configuration is nie dieselfde nie. Hoe ek bedien, sal ek like om hier te kon sit en ek sou graag wil hê almal moet so sit en ook dat julle met my sou kon terugpraat op 'n call. So dis hoe ek bedien. So ek wil hê julle moet lekker ontspan. As ek net so 'n paar ouens kry wat so maak, dan weet ek daar's ontspanning. Dankie. Want ek kan nou nie soos pastoor preek nie, maar ek dink die Here wil iets vanmôre vir die gemeente sê. Hierdie woord het die Here regtig op my hart gelê en ek dink as die wat gister daar was by Gordon sal agterkom dat daar's iets wat gebeur en wat die Here vir ons wil sê. En een van die dinge is ons sal moet corporate word. Ons is 'n liggaam. En ek kom agter dat daai corporateness vra baie van ons om eintlik te kan gee, om te kan wees wie jy is. En die probleem is met die meeste van ons, en onthou hierdie preek is nie net vir julle nie, is vir my ook, dis hoekom ek sê ek sal hier wou sit, is dat ons sukkel met daai deel. Ons maak mos nie maklik oop nie. Ons Afrikaners veral ek doen my ding. Maar nou kom ons agter die woord wat hy bedien het, pas op vir die swaar tye. Maar daar's 'n goeie en 'n slegte in daai swaar tye. Die goeie ding is dit wys vir ons baie keer wat's binne in ons. En wanneer daai goeters beginne gebeur en ons ontdek, dan trek ons mos nader aan mekaar, help my. En help is nie altyd net fisies nie. Help kom op 'n ander vlak ook. Help kom om te sê, kom ons kyk wat die Here sê, want ons hoor nie altyd die Here nie. Miskien is dit net ek wat dit sê, maar ek wil graag hê julle moet vanmôre net julleself wees en sê, dis ek ook. Baie dankie pastoor. Ek glo dat die woord wat heiliglik vir ons gebring word is 'n nou woord. En ons Vader gee ons vars manna uit sy mond en dat ons baie baat vind en deel vorm van 'n groter prentjie wat God nou doen op die aarde. Ek gaan aansluit met wat pastoor tans vir ons bied op Sondae en wil bevestig dat reformatie besig is om plaas te vind en dat ons dieselfde hier sal ervaar, omdat God besig is met wat sy wil is, met ons hier as seuns van God. Reformatie gesê, in een kort sinnetjie is, die oue moet weg en plek moet nou gemaak word vir die nuwe. Dis 'n terugkeer na die oorspronklike. Pastoor se beskrywing met daai kromvinger maak baie sin. Making straight is wat nou moet gebeur. Kan ons 'n skriflesing hier op die bord gooi, Efesiërs 1. Ek gaan dit sommer so van die bord af lees. Vers 15 tot 23. For this reason, is nou in Engels, die NIV, for this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. I keep asking that God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glory inheritance in his holy people, and his incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come.
And God placed all things under his feet and appointed him to be the head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Nou, ek dink dis belangrik dat ons nooit sal dink dat reformatie is net 'n fancy woord of 'n onderwerp nie. Maar eerder dat ons sal weet, dit is om te align met God se woord. Om dit wat krom en skeef geraak het weer reguit te maak. Dis regtig gedoen woord en vra vir aksie. En vandag wil ek aansluit by hierdie woord van reformatie en ek gaan oor transformasie praat. En daarom wil ek graag hê ons moet ook lees Romeine 12 vers 1 en 2. Ek dink hierdie sal wys wat die Here vir ons sê in sy woord. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing and perfect will. Nou, ek dink vir die wat nie weet nie, die woord transformasie is eintlik wat ons beter ken, ons leer dit op skool, metamorfose. Dit is daai deel wat die skoenlapper die wurm word, die skoenlapper lê die eier en dan sit die wurm en dan sit die papie en dan word dit weer 'n skoenlapper. So dit is niks anders as om te verander nie. En ek wil hierdie sê, so baie van ons kerkleiers vertel ons dat dit vir hulle baie swaar is om te sien en te ervaar dat daar vandag so baie nuwe wedergebore kinders van God nie regtig geestelik opgroei nie. En dat daar geen onderskeid tussen hulle en die wêreld is nie. Baie is erg bekommerd en vra soos, waarom verander kinders van God nie en bly hulle manier van lewe dieselfde as voorheen? Hulle gee hulle harte oor en oor vir die Here, en dan na 'n tyd woon hulle nie meer by einkomste by nie, en dan sit hulle soos nie-Christene by die huis. Ek dink julle weet waarvan ek praat, né? Tog sal baie vra, maar waaraan meet jy die opgroei van 'n kind van God? Ook baie wil net glo dat hy of sy weergebore is, gaan hemel toe, en dat God is 'n goeie God, en dis oukei om net te bly soos jy is. Of net te glo, wel ek is aan 'n gemeente verbonde en God is tevrede met my en so gaan ons aan. Ons behoort te weet dat die woord duidelik sê dat ons aan ons vrugte geken sal word. 'n Goeie boom lewe nie slegte vrugte nie. En 'n slegte boom lewe nie goeie vrugte nie. En ons as Christene, hierdie is iets wat ek glo die Here wil hê ons moet vandag hoor. Het sekere beliefs, values en truths. Ek sê dit in Engels want ek dink dit is bietjie meer beskrywend as die Afrikaans. En daardie wat ons inbou is daai goed van kleins af. Luister mooi, die values, die beliefs en die truths. Ons kry daai goedjies. Ek sal nie sê goedjies nie. Dit is eintlik daai sisteme, denkpatrone, habits wat ons aanleer vandat ons klein is. So klein dat dit selfs gebeur toe ons nog in die moeder se maag is. Nou party sal sê is dit Bybels. Ek bring nie nou 'n sielkundige konsep hier nie. Toe ons hemelse Vader sy asem in die mens geblaas is, het hy gesê die mens het 'n lewende siel geword, nie 'n gees nie. Ons het God se gees ontvang, maar hy sê ons het 'n lewende siel geword. Nou in die woord is daar baie duidelik vir ons sekere bewyse van dit wat ek nou sê. Julle almal ken die gedagte van Jakob en Esau. Jakob was in sy moeder se maag en hy en sy boetie daar binne in die maag so 'n bietjie van 'n hewige stryd gehad en toe Esau uitkom, toe Jakob hom mee aan die haak skeen. Julle almal weet daarvan. En hy is toe genoem Jakob wat meen deceiver of usurper. En julle weet dat in sy lewe het hy sy pa deceived, hy het daai
bol of soos 'n boks om laat sy pa dink is Esau uit. En hy het sy broer ook eintlik deceived. Maar God moes met hom iewers te deel oor daai wat in sy hart gevorm is as 'n kind in die moeder se maag. Ek dink julle almal weet ook dat Jesus Christus voor hy gebore was in die moeder se maag, het Maria na sy niggie, na haar niggie gegaan, en toe sy by haar kom, toe bless, dis Johannes die Doper se ma vir Jesus se ma, en skielik spring Johannes op in haar maag. En dit was omdat die Gees van God, hy kon duidelik ervaar wie is in sy teenwoordigheid. En weet julle wat, is dit nie interessant nie? Hy herken die Seun van God. En wie is dit wat gesê het, dat God het hom gestuur om die pad reguit te maak? Dis Johannes. En hy het dit al ontvang in sy moeder se maag. So ek wil hê, ons moet iets baie duidelik vandag verstaan, dat baie van die goed, wat jy vandag mee sit in jou lewe, en waarmee jy struggle, daai denkpatrone, daai wyses van hoe jy die lewe sien, is gevorm, baie lank terug. Nou, ek dink, ek sal graag wil Psalm 58 vers 3 ook net vir julle wys, wat sê die woord, laat ons net weet, hierdie is in die woord, dit sê, even from birth, the wicked go astray, from the womb they are wayward, spreading lies. Nou, hoe kan ons, die leuns kom na ons toe? Ek wil net hierdie sê, 'n kind as hy baie klein is, van geboorte af en so, het hy nie daai, wat sê hulle, faculties in die brein, om goeters te kan sê, wat maak ek hiermee, as iets nie lekker gaan in die huis nie. Jy weet, 'n ma dra 'n kind in haar maag, en sy gaan deur moeilike goed, sy het emosies, daai kind is een met haar, julle weet dit, ek dink moeders weet dit meer as mans. En wat gebeur met daai goeters? Die kind neem dit op. En die kind het nie die vermoë soos ons groot mense, om sekere goed te plaas in die brein, en te sê, nou moenie worry nie, dis nie ek nie, of so nie, dis hy, of sy, wat daai goeters vat, en syne maak. Nou, ek gaan bietjie later, bietjie terugkom na dit toe, maar terwyl ons nou oor sekere denke praat, wil ek gou 'n paar goeters aanspreek, wat ons so maklik tipe van ons eie, wat se mens, definisies, of hoe ons dink die woord beteken, soos bekering. Hierdie woord skuif kinders van God maklik weg. Ek sê kinders van God. Hulle dink nie, bekering is vir hulle nie. En wanneer dit bedien of gehoor word, sê Christene, okay, dis vir sondaars, daai woord bekering, repent. As ek vandag sê, van julle sal moet, en dis nou ek ook, ons sal moet repent, dan sit die Christene en sê, kyk hulle, waar is die ou wat sal moet repent? Bekering is niks anderste as om jou rigting te verander, om te draai, verkeerde denkwyses, leefwyses te laat staan, en dan die teenoorgestelde rigting in te slaan, of om die regte dinge te doen, en gehoorsaam te wees aan God se woord, aan sy instruksies. Bekering is nie net vir ongelowiges nie. Die woord sonde. Sonde in ons gedagtes beteken vir baie dat jy in 'n immorele toestand lewe, en dat jy al daai bad goeters doen. En dit maak jou nou 'n slegte mens of 'n sondaar. Kom ek sê vir jy, ongeloof in die Christen hart is sonde. Dis baie duidelik dat die woord sê, om sonde beteken om die merk te mis te maak. En om die merk te mis is, om nie te doen en te wees wat God wil hê jy moet wees nie. En baie van ons as kinders van die Here is nie waar ons moet wees. So ons doen sonde. Doop, hierdie is nou miskien, dit klink miskien snaak, hoekom doop? As iemand oor doop praat, verstaan die meeste mense net een ding oor die woord doop, en dit is wat gebeur as jy jou hart vir Jesus gee, en jy in water gedoop word, om die sondige mens agter te los. Dit is so.
Dit is 'n groot rede hoekom die woord nie meer in algemene gesprekke gebruik word nie. Julle weet dit. Mense praat, ek hoor min die woord doop in 'n gesprek waar ek beweeg. Neem vandag kennis dat doop is ook om jou beskuit in jou koffie in te druk. Of jou wasgoed in die wateremmer in te druk. Doop is om in of onder in iets ingedruk te word, of om jouself te vereenselwig met iets. Ons word byvoorbeeld in die Heilige Gees ook gedoop, en is in sy kruisiging gedoop, en is in sy opstanding ook gedoop. So doop is nie 'n godsdienstige woord wat net vir wateronderdompeling gebruik moet word nie. Dit kom al jare saam met ons taal, en dis hoe ek dit nou verduidelik het. Kerk. Ons is moes van kleins af geleer dat Sondag gaan ons kerk toe. Dis 'n gebou. Die kerk is heilig en jy moet sekere klere aantrek. En jy moet soet wees, soos die kinders. Hulle hoor dit. Ons gaan kerk toe. Na kerk kan jy weer jouself wees, hoor? Dus kom ons so, kan julle agterkom julle is by die kerk vandag. Ons kan self as kinders nou in die apostoliek, ons eie kinders in die apostoliek vra, wat is die kerk? En hulle sal jou antwoord soos ek nou gesê het. Dit is nie korrek nie. Laat ons dit so gebruik nie. Die kerk in Grieks is die ekklesia. Dis mense wat uitgehaal is, oorgebring is van die duisternis in die lig. Ons hier is die kerk, ingebring deur Christus. Daar kan ons nou iets anders te begin sê en verwys dat wanneer ons hiernatoe kom, ons gaan na pastoor Peer luister. Nie meer daai woord gebruik nie. Ons gaan vanmôre, weet nie, ou daad hulle sê ons gaan sinagoge toe. Die Jode en so aan. Kom ons neem kennis. Hierdie goed maak dat ons nie hierbo die regte denkwyses vorm nie. Heers, ek wil hierdie woord heers vir julle ook verduidelik. Ons verstaan heers as domineer en baaskap of beheer. Jy weet, ons gaan heers oor iemand, klink soos. Maar heers in die koninkryk is om te meet. Measure. Die ruler of lineaal konsep is hier ter sake. Dankie vir daai boodskap wat pastoor een keer gebring het. Ons heers saam met Christus en dan volgens sy heerskappy in ons en in God se koninkryk beteken dit hy lê sy lewe af vir sy skape en as ons heers is dit volgens sy rulership en measurement. Met ander woorde, ons word 'n diensknegt. Ons moet soos Jesus word. Lê jou lewe af. Jesus sê hy wat die grootste wil wees in die koninkryk van God, moet 'n diensknegt word. In God se koninkryk word 'n diensknegt aangestel om 'n steward te wees en om vir hom dan te heers. Jy weet, iemand wat God elevate om te heers, gaan nie baas wees. Hy sal weet hoe om sy sakke. Dit gaan deur hom vloei, dit wat God doen in jou. En ek dink so baie mense ons in hierdie tyd kom waar die kinders van die Here gaan heers. En ons het 'n konsep, verkeerde ding wat ons dink. Hoe gaan ons heers? Jy gaan 'n diensknegt wees. Ek en jy gaan diensknegte wees. Ons gaan moet hierdie beginne hier inbou en weet wat vra God van ons om heersers te wees. Daar's nog 2 woorde, maar ek gaan nie in detail sê nie. Ons het dit al so baie gehoor, die woord grace, genade. Ek dink baie van julle jy weet, genade is mens daai wat sê is onverdienslik, is ek gered. Genade is die substance van ons hemelse Vader. Dis iets wat wanneer jy gered is, dan ontvang jy grace. En dis daai grace wat ons nodig het om mekaar mee te bedien. En die grace is nie altyd dieselfde wat ons ontvang vir dit wat in ons lewe gebeur nie. En ook glory, ons praat mens baie van die woord glory, die heerlikheid. En ons weet dat glory is eintlik, of ons leer dit nou, dis nie daai halo, the glory of God. Dit het te doen met reputasie. As you will see the glory of God, onder die kinders van God gaan wees, dat die wêreld gaan sien, wie is hy ons? Ons sy reputasie gaan deur ons shine. Dit is the glory of God. Nou ek moes hierdie net sê, sodat ons duidelik kan verstaan, hoe wrongly
Dis goed wat my, toe ek in die apostoliek is, toe ek Here, ek sien hoe hierdie mind nie die dinge van God reg verstaan het nie. En ek wil so 'n bietjie van my lewe vertel. Ek is wedergebore toe ek 11 jaar oud is, was gevul met die Gees van God die dag toe ek wedergebore is. Dit het spontaan gebeur. Ek het nie eens geweet van die doping met die Heilige Gees nie. My ouers was nie kinders van die Here nie. Ek het huis toe geloop, ek het gehoor hoe praat ek in tale terwyl ek loop. Ek het 'n blok van die kerk afgebly, was by die PPK's. Toe my ouers die deur oopmaak en ek wil sê, mamma, papa, weet jy wat gebeur het toe? Toe praat ek in tale. Ek kon nie Afrikaans praat. En hulle het, dis soos in, ek onthou my ma het op wat knieë gesak, sê, hulle dien nie die Here nie. Maar jy weet wat, ek wil hê, julle moet iets hoor, daai tyd het ons nie die woord ontvang wat ons vandag ontvang het, begin ontvang of kry. Ons moet hierdie, ek hoop so julle hoor vandag iets, ons moet hierdie vat. Want my lewe het toe een geword van 'n val en opstaan, 'n val en opstaan, en later jare het ek liderlik my eie weë gevolg en wegbeweeg van God af. En ek het gespartel om kop bo water te hou, en wel, die Here het my teruggebring, maar ek wil net so bietjie oor iets vertel, net om vir julle te wys hoe sekere dinge in my lewe gevorm het. My papa en mamma was geskei toe ek nog nie eens 2 jaar oud was nie. Ek het nooit my ma geken nie, tot ek dink 16 was. Ek het haar vir die eerste keer gesien. En onthou, ons het gepraat van die kinderhart. Hierdie kinderhart was kwaad. Maar ek weet, as jy nou met 'n kind sou praat op daai tyd, sal hy nie weet hy's kwaad nie, maar onthou, God het ons gemaak met iets in ons wat volgens sy design is. You will love your mom. Jy sal relate na toe. So ek weet daar's iets fout, maar ek weet nie wat nie. Maar een ding weet ek, daar's kwaad in my binneste. Waar ek dit plaas en hoe ek daarmee deel, weet ek nie as 'n kind op daai ouderdom nie. Maar ek gaan opgroei. Die ander ding is, 'n ma sal nie daar vir jou wees nie, want waar's my ma? Sy's weg. Ek het, my pa het weer getrou en ek het 'n stiefma gekry, maar tog het die hart 'n ander ding gevat, 'n ander ding geglo. Dieselfde met my pa. My pa was 'n man wat, kom ons sê, 'n absent dad. En ek dink baie van julle weet waarvan ek praat. Ons, veral die generation waar ons groot geword het, pa's sy heel grootste taak was, hy wou gee, support, die huis met kos en klere, maar hy was ook baie kwaai. Julle weet waarvan ek praat, streng. Ons het so groot geword. Maar die kinderhart soek papa. Want papa is nie daar nie. Papa werk. Papa dink nie aan ons, ek wil net een ding hê, ons moet vandag hoor. Ons judge nie ons papas nie. Ons judge nie ons mamas nie. Al het hulle wat gedoen. Hierdie is verskriklik belangrik. Want as ons blame, sal ons maar net weer moet terugkom na 'n punt toe waar ons sê, ons vergewe. Want jy is nie perfek nie, ek is nie perfek nie. So kom ons los die blame game, maar ons vat eerder daai deel wat ons sê, it happened. Want weet jy wat? Ek het nou gesê, julle sal hulle aan hulle vrugte ken. 'n Slegte boom lewe nie goeie vrugte nie. En ons het daai goed gekry, mense, ons baie klein was. Dis waar die boompie begin groei het. Ons het dit nie geweet nie, so het hulle ook. Hulle het nooit iets gedoen met die doel om jou seer te maak. Maar wat bou ons in ons in? Nou hier's hierdie Jacques, hy word nou groot. En een ding sê ek vir julle, ek kon duidelik sien, hierdie Jacques, the way he thinks of a woman, it's not right. Maar ek het dit nie geweet nie. Ek moes dit uitvind toe my eerste huwelik op die rotse geloop het. Want Jacques het gedink, 'n vrou sal nie daar vir hom wees nie. So, ek het altyd 'n issue gehad, is hy daar vir my? En jy weet hoe daai argumente in 'n huwelik kom. Maar okay, ek gaan nie daaroor praat nie. Ek wil net hê julle moet sien, wat was gesetel in my. En ek was ook in 'n mate, so dat ek gevoel het, sy sal nooit daar vir my wees,
want ek haar nodig het, regtig nie. So, ons het begin 'n walls bou en dan het ons so met mekaar gepraat, jy weet, oor die walls. En baie van ons doen dit in ons huise. En pa? Ja, pa dieselfde. Ek het 'n absent dad gehad, so behalwe dat ek hom gejudge het, want ons judge as kinders. Maar hy sê nie, hoe judge jy? Jy judge deur te sê, ek gaan nie soos my pa wees nie, ek gaan beter wees as hy. Jy het gejudge, en wat sê die woord? You that judge another, you will do the same things. Het jy al gewonder, hoekom doen jy presies wat jou pa doen? Dink bietjie mooi. Moenie, kom ons maak so, ons is net onsself, okay? Ek weet nie wat jy dink nie. Jy weet nie wat ek dink nie, maar wat is wat ons doen? We all judge. Ons het ons ouers gejudge. Nou doen ons dieselfde goeders. Ons is nie daar vir ons kinders nie. Hy het ook 'n absent pa. Ek werk, ek is nooit daar nie. En jy weet, ongelukkig vorm ons nou hierdie mindsets. En een van die dinge wat ek weet, is the way you see your dad. En dan sluit ons ma ook, hoor. Want mom en dad represent ons hemelse Vader. Is how you will see God. En het julle al gevoel, God sien daar vir julle nie? Moenie jok. Baie keer. Ons spartel. Ons sukkel. Want ons besef nie dat hier's 'n denkwyse waardeur ons struggle om te dink, sal God vir my daar wees? Jy weet, ons doen eerder die ding onsself. En God wil hê ons moet in sy rus in beweeg. En ek weet, ons noem so baie nou, you're a son of God. Dis iets wat ons moet opgroei na toe, né? Maar to become a son of God is om fellowship met God te hê. Jy kan, God soek seuns waarmee hy kan fellowship hê. Hoe het ons fellowship met God? Die woord sê, die ware aanbidders van my in gees en in waarheid aanbid. Ons het 'n gees, en ons is weergebore. Maar nou, hoe aanbid ons hom, as hy sê, in spirit and in truth? Daai truth is die waarheid. Waar is die waarheid? Dis in God se woord. God wil graag met ons praat. Hy wil graag hê jy moet hom hoor. Nie hier Sondag net nie, daar by die werk, by die huis, wil hy hê jy moet hom hoor. Want jy is sy seun. Maar ek verseker jou, the way we see God, we struggle, mense, ons struggle. Daai wat hy sê in gees en waarheid, as ons hier by die kerk, as ek nou sê kerk, ek wil nie sê kerk nie, as ons hier by mekaar kom kerk, dan het ons worship, en ons beweeg in, want ons het 'n gees en ons ervaar die gees van God. Julle almal het dit vermoede dalk ervaar, ek het. Maar hy sê gees en waarheid. Hy sê nie net ons moet met hom geestelik kontak maak nie, ons moet hoor. God praat met ons terwyl ons hom aanbid. Hoor ons hom? Of is dit soos 'n rivier wat afkom? Dis daai werking van die gees sonder hierdie banke van God se woord, waarheid, wat die water hou in daai rivier. Maandag, Dinsdag, omdat daar nie banke van waarheid is waarmee ons met God kommunikeer nie, is daai werking gone. Dinsdag wonder ons, waar's God? Ons sukkel. Ek dink julle weet waarvan ek praat. Dit was so lekker Sondag, maar nou, omdat ons nie inbou God se waarheid nie. Hy sê, dit is wat hy nou van ons soek. Kinders wat hom in gees en in waarheid, sy seun sal aanbid. Nou, ons het nou gelees daar in Romeine, wat sê hy, ek dink, dis baie belangrik, gooi bietjie weer net die skrifgie op daar, want ons kom nou by die deel, ek moet net my tyd daar dophou. Romeine 12, vers 2, hy sê, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, dis vers 1, ek sal graag net 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is,
His good, pleasing and perfect will. Nou ons moet daai verandering, daai metamorfose ondergaan as ons in die koninkryk van God wil ingaan. Jesus sê vir Nikodemus, as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou ek besef baie van ons verstaan nie mooi dat die koninkryk van God is nie 'n tasbare, ons weet, dit is meer geestelik, dis, wat is die ander deel, ek is nou bang, dis nie mystical nie, maar die gees van God is waar ons saam met hom kontak maak in sy koninkryk hier op aarde. En die Here wil regtig hê dat ons moet weet dat om in sy koninkryk in te beweeg, moet ons wedergebore word as 'n stap nommer 1. Maar hoor wat ek vandag sê, dis nie 'n once-off ding nie. Dis die hele issue van baie kinders van die Here. Hulle dink hierdie was 'n once-off ding en nou probeer ons elke Sondag ons kry om die Here net te voel maar ons groei nie op nie. Want daai deel wat ons nou gelees het, vind nie plaas nie. Ons bekeer ons nie van ou denkpatrone, ou wyses. En jy weet, die sad deel is, baie van ons mense wat tot bekering kom, is stikkend. Plenters. Hulle kom van buite af, ons weet dit, ek myself was stikkend plenters. En ek het nie mooi geweet hoe om hierdie pad, terwyl ek die Here gevind het, jonk in my lewe, het daar goed fout gegaan. En ek het die woord hier, ek sal nooit vergeet wat ek hier by die apostolie kom, en ek sê, maar hierdie is 'n bietjie van 'n ander woord, en hoe meer ek die woord wil vat, kom ek agter, ek sukkel regtig. En dit was omdat hierdie mind nie reg was nie. Nou, jy weet, ons het nou gepraat van Jakob en Esau. Julle onthou die kinders van Israel, toe hulle uit Egipte uitgekom het, 400 jaar was hulle slawe. Hulle het 'n mindset ontwikkel. En hulle gaan uit Egipte uit, deur God se groot hand. Ek meen, dink daai pla wat hulle gesien het, wat God doen. Hier gaan hulle deur 'n see wat oopmaak. Daar verwoes hy die farao en sê, maar die mind moes verander. En God sê, okay, ek gaan iets doen. Ek gaan hulle my woord gee. Hy doen dit op Sinai. Sien, né? Dis die berg. Gee die woord. Ons hoor die woord, mense. Daai was die woord van God wat hy gegee het vir 'n verlore kinders van God. Change your mind. Hulle kon nie, wat was die uiteinde? 'n generasie het uitgesterf. Want die mind wou teruggaan. Jy weet, dat is eintlik snaaks dat ons so oor goeters net lees. Jesus is die Messias. Jy weet, as daar een ding is wat die Jood, want ek jou sê, as jy 'n Jood was, onthou, ons praat van reality goeters hierdie. Hierdie is nie goed wat lekker fabels is en stories nie. Hulle kon nie wag vir die Messias. Toe die Romeine hulle beheer het, kan ek jou sê, as die Messias net kan opdaag, het hulle geweet, klop ons hulle uit hierdie plek uit, en hier kom Jesus, die Messias. Wie is Jesus? Hy is die woord. Die woord weer. Onthou Israel, hulle kry die woord. Hier is die woord weer, in hulle midde, onder hulle, tussen hulle. Change your mind, Israel. Maar dis nie in hulle denkpatroon wat hulle van 'n Messias verwag het nie. En wat sien ons? Hulle maak hom dood. Dis sad as ons dink, wat is in ons minds en ons gaan maar net aan. Kom ons lees gou Jakobus 1 vers 21. Therefore get rid of all moral filth and the evil. En daai praat met kinders van die Here hierdie, daai evil, né? Is
hierdie goed in die kop. And the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you. Nou ek wil graag by daai which can save you, want dis nog 'n woord wat ons daar in die begin kon gesit het. Meeste mense dink, I am safe. Maar hy sê daar vir die Christene, which can save you. Want dit is so, dat ons moet verstaan, dat hier moet 'n verandering kom, sodat ons kan inbeweeg in dit wat God regtig vir jou en vir my in gedagte het, deur hom 'n seun van God te maak. Hy het ons nie seuns van God gemaak om Sondag hier by mekaar te kom en 'n lekker diens te hê, net die gees deel te voel. Hy wil met jou fellowship, hy wil hê jy moet word die representation van God daar waar jy is. En die enigste manier hoe God dit sal kan doen vir ons, is deur 'n verandering. Nou, ek gaan dit korter maak my woord as wat ek nou hier het, want ek sien die tyd is daar. Ek wil net sê, ons hoor baie van, ek dink julle ken Embrace God as your Father, ons hoor dit van Tamo. Live on earth as a son of God. Be righteous, not right living, but righteous. Be a person of influence. Be a carrier of grace, in who we through Christ change environments. Maar ons sukkel. Ons sukkel. Nashant, ons sukkel. En ons wil graag hierdie goed. En ek vertel en ons is op pad soontoe. Toe pastoor my vra, toe sê ek, pastoor, die Here het vir my 'n woord gegee, en ek dink ek kon agterkom die frustrasie wat daar is by pastoor, en ons sit nou hier vanmôre as 'n gemeente. Ek vra dat die Heilige Gees vanmôre regtig met ons almal iets sal deel, vir ons iets sal oopmaak. Mense, ons kan nie aangaan soos ons aangaan nie. Ons kan nie. Wat as ons aangaan soos ons aangaan? En God het al klaar 'n ander man in 'n ander gemeente wat hy sê, I will use in Mosselbaai. Want hulle wil nie verander nie. Hulle wil net so aangaan. God can do that. If God can do it, God will do it. Want ons beweeg in 'n tyd waar God nie sy parels vir die varke gaan gooi. Hy gaan nie dit doen. En God het dit doen 'n oproep vanmôre. En ek wil net vir julle sê, hier is nou 'n baie mooi deel wat ek graag vir julle wil wys, en daarmee gaan ek by die einde kom. Hoekom ons dit mis? Ons het nie mooi verstaan nie, en hier's mense wat die Here vanmôre, wat sukkel. Ons almal sukkel mos op 'n plek, of sukkel julle nie met plekke nie? Ons sukkel, en ons sê, hoe doen ons dit? En ons het dit, jy weet, hoe meer ons try, kom ons agter, maar ons kom nie reg nie. Want dit is hoe dit werk. Ons probeer in ons eie krag, en die Bybel sê, as jy nie die ou mens aflê nie, en sterwe nie, sal ons nie Christus opneem in lewe nie. Nou daar is so effense manier, nie effens nie, eintlik 'n duidelike manier wat God vir ons gewys het, toe hy na die kruis toe gegaan het. Jesus het nommer 1 besluit, hy gaan vir my en jou daai ding doen, om hier te kom. Hy het dit besluit. God die Vader het voor die grondlegging van die wêreld sê, Jesus gaan vir ons sterwe. Mense, dis good news. Ons hoef nie te sukkel nie. Die Vader het 'n plan gemaak vir ons. Christus is die plan. En die dag toe Jesus, ons het nou net die nagmaal, toe hy Olyfberg toe gaan, toe moes hy sê, ek moet nou kies, vandag moet ek kies, die wil van God, my Vader, of hoe ek wil. En hy sê, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker, dis ons, hierdie beker wat hy gaan ledig, is ons. Die sonde wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En hy moet hom ledig. En hy sê, Vader, kan hierdie beker nie verby my gaan nie, want as hy hom drink, dan is hy sondig. En julle weet, Jesus het nie sonde gehad.
Maar nou word hy sonde, geskei van sy Vader. En ons weet hy was geskei want hy roep uit, nie meer my Vader help my toe aan die kruis is nie. Hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Hy's alleen, hy's geskei van God. En hy moet daai beker drink namens elke een van ons hier. En hy doen dit. Hy sê, ek wil net hê jy moet iets sien, alles wat Jesus doen, het hy namens ons gedoen. Ons moet nou in hom ingedoop word, om saam met hom te weet, die besluit wat Jesus geneem het, was vir ons. Besluit julle ook en ek ook. Ons sal sy beker drink nou. Dit was die covenant wat hy met ons aangaan. I take your cup, you take my cup. Ek gaan dit vir julle ledig. Drink myne. Ek gee julle lewe. Wat doen hy daarna? Hy gaan kruis toe. Jy weet, ons vergeet daai dinge. Die kruis gaan oor bloedvloeiing. Die Bybel sê, sonder dat bloed vloei, kan daar nie vergifnis van sonde kom nie. So elkeen van julle wat hier sit vandag moet weet, Jesus vergewe, want sy bloed het eenmaal gevloei en dit bring vir ons vir altyd vergifnis. Maar ons moet net sê, kom ons bely sekere dinge vinniger as wat ons dit moet doen. Ons los dinge. Mense, die bloed van Jesus sal jou reinig van alle ongeregtigheid. Nommer 1, besluit vandag, hoor, besluit vandag, bely. Dit is hoekom hulle hom so stikkend geslaan het. Ons moet nie net daai sien nie, ons moet weet, hy het dit gedoen. Dan derdens, Jesus sterwe. Hy's dood. Hoekom? Daai is die proses wat ek en jy moet, ons moet doodgaan. Ons moet saam met hom sterwe. Die ou mens moet dood. Jy weet, daai strukture, hierdie denkwyses, is wat moet doodgaan in jou. Die sonde is vergewe, maar ons het patrone, mense, ons het denkwyses, wat die Here Jesus in die graf, toe hy in die graf, hy sê, ja, ek dink ons moet gou daai skrif lees, Efesiërs 2 vers 1 tot 10, ek dink is daai een, dat ons net kyk, of dit daar sê, and God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. In all, okay. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh. Daar is wat ek wil wys. Mense, hierdie vlees het strukture in ons gebou, ons vleeslike begeertes. Jesus het dit gecrush. Ons kan die ou mens aflê as ons in hom ingaan. Maar volg dit wat ek vanmôre vra. Onthou, dis nie eenmalig nie, ons gaan daardeur werk. Kies. Weet Jesus het jou vergewe, bely daai dele. En dan sterf, lê die ou mens af. En dan wat sê hy, volgende sê hy, en Jesus was opgewek uit die dood uit. Weet jy, dit sê, Jesus Christ was raised in the power by the Spirit and he lived. Daai selfde gees woon in jou. Dink daai power wat jy het. Dit is waar ons transformasie begin, is wanneer ons opstaan uit die dood uit. Change. It's a new man. It's 'n verandering. Ons kan nie sê ons is in resurrected life as ons dieselfde dinge doen nie, mense. Ons kan nie. Ons moet dan jok ons. Ons jok. Ons is dalk nog net by belydenis. Party van ons nog nooit eers besluit nie. Ons het nie eers besluit ons wil die Here dien of ons wil sy weg volg. Ons hou maar net so, hoor my hart. Jy kan nie dieselfde wees as jy by resurrection uitgekom het nie. Want die dood het
daai strukture gebreek. En hier's 'n nuwe lewe wat Christus vir jou, die Gees van God, net soos hy vir Christus opgewek het, jou nou opwek, om 'n nuwe lewe in hom te lewe. Maar nou moet ons opgroei, want dit is waardeur ons sal gaan. Dis nie 'n once-off nie. As iemand opgewek word uit die dood, moet hy die nuwe pad vat. En dis waar ons corporate moet begin word, mekaar moet begin help. Want dis hoekom ons 'n liggaam is. En dan sê hy, laaste een, ons sit saam met hom in hemelse plekke. We will reign with him. En ek het daai spesifiek aangehaal, we will reign with him. Daai reign is, ons sal nou wees soos hy is. Diensknegte. Ons sal wys wat dit is om 'n ware kind van God. We will represent God waar ons is. Mense sal dit sien. Nou, as ons nie daar is nie, en ek praat nou nie met julle asof ek nou, hierdie is my passie. Dis my passie. Here, laat ek tog iewers, Chantay weet, sy het al vir my gesê, maar Jacques, is jy nie bietjie... Ek het 'n getuienis, kan ek 'n deel van ons sentrum. Want sy wil nie altyd hê ek moet alles vertel nie. Maar okay, ek sal dit 'n ander dag vertel. Ek wil net sê mense, ons is nou klaar met die woord. Het die woord gehoor, nee. Ek dink die woord kom duidelik. Maar daar's 'n laaste skrifgie wat jy moet opgee en ek wil dit gou-gou hê. Rut 1 vers 15 tot 18. En julle ken die storie van Naomi en Rut, né? Look, said Naomi, your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her. But Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separated you and me. When Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. Ek voel, die Here sê, sommige gaan terugdraai to their old ways and gods. Moenie, asseblief, moenie. Maar ons kom by 'n kruispunt, moenie. My hart, ek kan sommer voel die Heilige Gees druk vanmôre op julle. God sê, soos Jesus gesê het, ek sal hy koppie vat vir hulle. Asseblief, vat die koppie, sy koppie. Moenie terugdraai nie. Vat hierdie pad asseblief. Julle weet, daar was 'n vrou wat aan bloedvloeiing gely het vir 12 jaar. En die dokter het al haar geld gespend met daai siekte. En dit was verskriklik vir haar. Ek dink vrouens sal, as dokter Seggie het gesê vir Tamil dat wat 'n dokter is, hy sê as 'n vrou soos dit beskryf word in die Bybel so lank is, kan sy nie eers meer regop loop nie. Dit het so geweldige effek op haar. En buiten dit moet sy 'n geweldige hartkwaal ook ontwikkel. Maar sy was determined. Hierdie Ruth, determined. If I can only touch the hem of his garment. Jy weet, vir 'n vrou in daai tyd, die Jode het so iets gehad dat 'n vrou wat onrein is, mag nie aan ander mense raak en dis onreinheid, dit was 'n groot ding. Sy het gesê, ek gaan. Sy het deurgedruk. As ek net daai soem van sy kleed wat die woord is. Dis eintlik dit is daai phylacteries wat die rabbies die woordgoedjies in. As ek net daar kan uitkom en sy het deurgedruk. Asseblief hoor die Gees vanmôre wat hy sê. Julle weet, die Israeliete vir 38 jaar was hulle in die woestyn, toe kom hulle om. Daar's 'n man met die poel van Bethesda wat 38 jaar daar lê en Jesus kom daarso. Daai ou se mindset was al so dat as iemand, net as ek dink, dan gaan iemand anders voor my, hy het geen hoop meer gehad nie.
En Jesus sê, wat wil jy hê? Hy kan nie vir Jesus sê, maak my gesond nie, hy vertel hom al die redes hoekom hy nie daar kan uitkom. Ek is nou klaar, pastoor. Ek voel die Here het 'n woord vir ons gegee, en ek doen dit nie om te sê, Jacques is hier, en ek is hier waar ons almal is, hoor. Ek voel die Here praat met elke een in hierdie gemeente. Daar's van julle wat, ek weet, voorbeelde is, en ek weet, julle wat voorbeelde is, sal ook sê, Jacques, it's a struggle, maar ons hou aan. So ek sê nie, almal is, julle, ons doen, ons straai, ons gaan aan, want die enigste ding is, ons moet weet, Jesus het dit gedoen. En ek het so gewaarwording in my, dat die wat eerlik is vanmôre, hier is mense hier wat ek in my hart ook voel, jy's nie by die Here nie. Jy moet kies. Ek vra jou vandag, kies. Ons gaan jou help. Pastoor, ons gaan help. Hierdie gemeente gaan help. Ons gaan, daar's baie goed wat ek julle sal wil help mee ten opsigte van renewing of the mind. Maar dan gaan ons so sit soos ek gesê het, 'n tafel, en ons gaan so sit. En ek glo jy sal verbaas wees hoe die Here jou gaan uithaal. Hy het jou klaar uitgehaal, maar hoe jy gaan sien, hierdie mind kan change. Maar ons gaan dit doen, pastoor, ons gaan 'n way vind. Ek en pastoor het al gepraat, en ek glo, maar ek wil tog vra, is nou jammer, kom ons vra die wat, almal staan van ons, asseblief. Kom ons staan op. En die Here het nou deur sy gees met ons gespreek. En hier's mense wat vandag moet terugdraai na God toe. Terugdraai. Jy moet draai. Jy moet sê, Here, ek wil. Daai keuse maak. Jy moet. Nie moet, ek forceer jou nie. Maar daar's twee plekke. As jy nie dit doen nie, daai moet, dus gaan jy daai kant toe. Dis ongelukkig so. En ek weet, ek kom uit daai lewe uit waar ek moes struggle om terug te kom na die Here. Ek wil jou nie daar hê nie. Dis nie lekker nie. Dis woes. Maar ek voel ook daar's die wat net aangaan soos hulle moet. Ons gaan net aan. Ons hou kerk. Regtig daai ou woord kerk. En die Here sê, die wat saam met my vanmôre regtig opreg sê, Here, dis ek wil verander. Ek vra, help my met transformasie. Help my. Kom ons steek ons hande op. Ek gaan 'n gebed bid. En daai gebed vanmôre, die Gees van God gaan iets ignite in jou, en jy gaan dit agterkom hierdie week. En dan gaan ons begin om mekaar te help. Ons hemelse Vader, ek is so dankbaar vir u liefde, u goedheid, u grootheid. Vader, u is ons hemelse Vader, u is ons Papa. Ek weet, u kyk na hierdie gemeente vanmôre en sê, julle is myne. Ek is lief vir julle. Ek sien jou struggle, ek sien jou swaar, en jy, my kind, ek sal dit doen vir jou, want jy's opreg, jy kies. En Vader, ek vra, dat die werk wat u begin vandag, dat dit sal aanhou, dat niemand sal terugdraai nie, niemand sal opgee nie, niemand sal ophou nie, maar dat ons hierdie pad saam sal stap, as 'n gemeente, dat ons sal sê, die Here het met ons gespreek, hy is ons Here, ons volg hom. En Vader, ek dank U dat die nuwe werk wat U in ons begin het, sal U klaarmaak. En ons sê vandag, Here, ons gee onsself, ons surrender. Ons vra U, help ons vorentoe, Vader, help ons. En ek dank U daarvoor dat U dit doen. In Jesus naam. Amen. Baie dankie julle. Ek dink ons het vanmôre almal die woord tydig gevind en iets om mee te gaan werk. Baie dankie, gaan maak werk daarvan. En hierdie bronne, en by bronne bedoel ek mense, is beskikbaar in sy liggaam. So as jy verder, ons sal
die toestande en situasies nog meer probeer skep, om soos wat Jacques nou gesê het, om meer, maar as jy intussen voel jy het hulp of iets nodig met die goed, kontak hom, asseblief, maak werk daarvan, of praat met hom, en wat ook al. Jy weet, daar is so baie, ons praat baie keer van die manier hoe mense groot word, en baie van die goed steek nog, wat hy gesê het, van ver af vas, en dit bepaal hoe jy goed doen, maar jy weet nie hoekom jy dit so doen nie. Ons het mos ons maniere, die siel het maniere hoe hy reageer. Het jy al gesien 'n man wat sien wat ek kan gebruik. 'n man wat struggle vir sy suurstof. Verstaan julle wat ek bedoel? Nee, julle verstaan nie. 'n man wat struggle vir sy suurstof, hy kom net so nou en dan boontoe om weer asem te skep. 'n man met 'n vrou wat op sy kop sit. Julle verstaan wat ek bedoel? Hy sal ewig aggressief. Jy kan vir hom niks sê nie, dan fight hy. Julle hoor wat ek wil sê. Daar's goed, daar's reaksies by ons, wat kom uit maniere en goedheid, hoe ons groot geword het, hoe ons lewe, wat ook al met ons gebeur in ons huise, en so, en ons besef nie, ons moet verander nie, want ons moet nie word soos my pa, of anders as wat my pa, ek probeer dit counter, of anders as wat my vrou nie my suurstof toelaat nie, en so aan. Ek moet nie daai goed probeer counter nie, ek moet soos Jesus word. Amen. Ja, ons moet soos Jesus word, ons moet nie word soos die teenmodel van wat die druk probeer verwerk nie, ek moet word soos Christus. Maar nou baie keer besef ons nie waar kom hierdie goed vandaan nie, en baie keer dan kom die Here met goed, soos wat jy vanoggend gehoor het, en wysheid en goed, om hierdie goed vir jou net te openbaar, en jou te help, en jou te guide en so aan. So maak asseblief, ons is die liggaam van Christus, maak gebruik van die liggaam. Because we want to present every man perfect in Christ. En dis vrouens ook. Is dit reg so? Nee, kry bietjie lewe, is dit reg so? Ek soek 'n beter amen. Dis reg, we want to present every man perfect in Christ. We want Christ to be formed in you. Ons hou nie net kerk om kerk te hou nie, ons het rede hoekom ons worship, ons het rede hoekom ons goed doen, ons het rede hoekom ons preek en so aan. For Christ to be formed in us. Maar nou daai ding, daai goed wat hier is, wat hy so mooi verduidelik het, gaan altyd in die pad staan van jou reformation to the image of the Son of God. Gaan hom altyd keer, ek gaan volgende week hopelik met jy daaroor praat, as long as the old is still standing, the new cannot come. Daai change kan nie kom as jy toelaat dat die oue nog bly staan nie. En vanmôre Jacques se uitnodiging is, Here, ek wil verander. Ek wil verander. Jesus se eerste ding was, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie. Die motto, die backbone van die kingdom is change. Change, en ons like nie baie van change altyd nie. Maar dit is nou maar so. Ons moet verander. Dankie Jacques, ons waardeer. En soos ek sê, oordink die woord, gaan werk weer daarmee. Miskien het jy areas, plekke wat die Gees van die Here vanmôre vir jou uitgewys het. Asseblief, ons wil net hê elke ou moet tot die volheid van Christus kom.